fokus op hierdie 20%. Ek het onlangs 'n oefening raak gelees wat die volgende behels. En hier is my weergawe daarvan. Jy verdeel 'n bladsy in 2 kolomme. Trek 'n streep in die middel en aan die een kant skryf jy wat jou energieer, skryf jy woord energieer bo, en aan die ander kant skryf jy dreineer. En dan gaan jy deur die afgelope 12 maande se weke en jy skryf aan die een kant links wat en wie vir jou die grootste vreugde of energie gegee het. Met ander woorde die energieer kolom. En aan die ander kant skryf jy wat jou diepste seer of meeste energie gedreineer het. Dis nou in die dreineer kolom. En dan gaan jy deur daai lysie en jy kyk watter 20% mense en oomblikke die meeste van daardie ervarings veroorsaak het. Watter 20% die meeste dreineer, watter 20% die meeste energieer. En nou is die belangrike. Skeduleer meer van die goeie en skryf ook vir jou 'n nie doen lysie vir die res. En meer belangrik, doen meer en meer gereeld van die goeie 20%. Nou die logika daar agter is nie net lewenswysheid nie. Dis eintlik hoe ons breine werk. En navorsers het bevind dat negatiewe ervarings, emosies en indrukke het deurgaans 'n groter en 'n langduriger impak op ons as positiewe ervarings van dieselfde intensiteit. Ons is letterlik geskep om die slegte meer waarde en tyd te gee. Want ons moes mos hardloop vir ons lewens in die ou dae, in die oertyd sal ek maar sê. So prakties beteken dit, as ons net die negatiewe uithaal, dan bly ons met 'n leemte agter en ons ou brein soek dadelik iets om daardie ruimte te vul en meestal is dit iets swaars of negatief. En dit is presies wat Paulus sê, ons moet doelbewus ons gedagtes op die goeie rig. Hy skryf in Filippense 4 vers 8. Verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. So dit wat goed en opbouend is, moet doelbewus ingeskeduleer word in ons lewe en lewenstyl, omdat ons binneste so geneig is om na die negatiewe oor te swaai. En God roep ons dus nie tot toevallige positiwiteit nie, maar tot 'n dissipline van hierdie fokus. En ek het probeer vereenvoudig dit te sê, fokus op die 20%. Skeduleer die goeie in, voordat die lawaai en die negatiewe dit verdring. En mens kan dan juist vandag bid, en sê, Vader, leer my om doelbewus te bedink wat waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is. Leef geïnspireerd.